Goeiedag en baie welkom by sessie 21 van module 3, waar ons praat oor ons roeping. In die laaste paar sessies het ons begin beklemtoon dat ons primêre roeping daaroor gaan om God te verteenwoordig, waar ons ook al ons bevind. Dit kan ook wees dat jy 'n sekondêre roeping het, wat beteken dat jy jou primêre roeping in 'n sekere terrein, op 'n sekere plek, daar waar jy werk, daar waar jy leef, uitleef. En dit hang baie keer saam met jou gawes wat God aan jou geskenk het. Maar die manier waarop ons getuig van God in ons daaglikse lewe, die manier waarop ons hom verteenwoordig, hang saam met ons primêre roeping om in 'n verhouding met hom te leef, waar dit vir ons in ons totale lewe gaan oor die grootmaak en verheerliking van sy naam, om in diens te wees van sy koninkryk en om sy wil te doen. Nou, daar's 'n paar goeters wat ons in Jesus se lewe raak sien, gewoontes wat hy gehad het, wat vir ons ook 'n goeie aanduiding is van watter tipe gewoontes in ons eie lewe kan bydra daartoe dat ons die tipe lewe lei wat God se naam verheerlik en groot maak. En in die sessie wil ons kortliks daarna kyk na hoe Jesus dit gedoen het. Belangrike beginsels oor ons lewe daar buite en as getuies kry ons onder andere in Lukas 10, waar Jesus nou die disippels uitstuur en dit wat hy dan vir hulle as opdrag gee, wat hulle moet gaan doen. En dan kenmerkend is wat hy sê, as hulle by 'n huis kom, dan moet hulle daardie huis seën, met 'n seëngroet. Nou die Jode het natuurlik altyd gesê shalom, vrede vir hierdie huis. Maar dis 'n baie belangrike beginsel om mee te leef in jou alledaagse lewe, om mense met wie jy in aanraking kom te seën. Om te weet, ons is hier as draers van God se seën in die wêreld. Ons is nie hier om mense te kritiseer of af te maak of af te breek nie. En om in die gewoonte te kom, wie jy ook al ontmoet, waar dit ook al is, by jou werk, by iemand se huis, in jou eie huis, om net in jou hart saggies dadelik die persoon te seën en te sê, Here, ek bid u seën af op hierdie persoon. Die tweede ding wat Jesus sê is, jy weet, as die mense jou ontvang, vertoef in die huis, bly daar, maar dit gaan daaroor 'n gesindheid van wees aanpasbaar. Moenie inkom en mense probeer verander nie. Aanvaar mense vir wie hulle is. En dit is net so baie belangrike beginsel. Om nie wanneer jy met mense in aanraking kom, dadelik te dink hoe die persoon moontlik kan verander om in jou oë 'n beter mens te word nie. Dis nie beter mense wat gered word nie. Dis mense wat vir God leer ken, vir wie hy is, en hulle lewens aan hom toevertrou. En as jy mense, jou teenwoordigheid, of wat jy sê, of hoe jy optree, mense laat voel dat hulle nie goed genoeg in jou oë is nie, dan gaan dit hulle net op die verdediging sit, of hulle gaan jou vermy. Dit gaan wrywing veroorsaak. Maar as mense agterkom, jy aanvaar hulle vir wie hulle is, sonder om hulle te probeer verander, dan ontspan hulle. Dan kan hulle self wees. En dan gaan jou gesindheid en houding getuig van die aanvaarding van Christus. Die derde ding is om opreg belang te stel in mense. Jy weet, dit is so belangrik wanneer ons God verteenwoordig en van hom wil getuig, dat ons sal leer luister, regtig luister na mense. Jy kan niks niets leer van iemand of van iets deur te praat nie. Wanneer jy praat, sê jy maar net wat jy reeds weet. Maar wanneer jy luister, kan jy ontsaglik baie leer. So word iemand wat luister met belangstelling. So as jy iemand ontmoet en iemand sê wat hulle naam is, sê wat hulle doen, praat oor hulle self, luister baie goed na hulle. Kyk weer na die lewe van Jesus. Hy het nie, selfs hy het die mense wat hy ontmoet het, nie dadelik aangevat en vir hulle vertel wat hulle moet weet en wat hulle moet doen nie. Soveel keer begin hy met 'n vraag. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Wil jy gesond word? Selfs die vrou by die put. Hy sluit aan by dit waarmee sy besig is. Gee vir my water om te drink. En uit die gesprek uit, kom daar dan geleentheid te praat. En dit is waarvoor mense altyd sensitief moet wees, om deur te luister en belang te stel. So luister bly altyd belangrik. En luister gaan daarmee saam, om opreg te luister, om nie
as die persoon praat, ook nie te begin karring nie, meer uit te vra uit nuuskierigheid nie. Gee vir die persoon die ruimte om net te deel waarmee die persoon gemaklik is. Maar maak ook seker altyd dat jy die persoon reg gehoor het. Moenie aannames maak nie. Vra, is dit wat jy bedoel? Het ek jou reg gehoor? Dit klink vir my, jy voel so, is ek reg as ek so sê? Dit gee altyd die indruk aan die persoon dat jy opreg belangstel. En moenie as die persoon een of ander probleem of seer of wat ook al deel, dadelik begin dink hoe jy kan troos, hoe jy die persoon kan help, watter oplossings jy kan aanbied nie. Want die oomblik as jy dit begin doen, hou jy op met luister. Luister net. Die persoon stel nie nou belang in oplossings en antwoorde nie. Hulle soek iemand wat opreg in hulle belang stel en wat kan luister. So dis 'n paar beginsels wat jy altyd oral in jou lewe kan toepas. En net te weet, en dit is so bevrydend om te weet, jy is nie daar en ek is nie hier om die wêreld te verander nie. Ons is hier om God te verteenwoordig. En hy is die een wat verandering werk, wat mense verander, wat harte verander. Dis hy wat mense oortuig waar hulle verkeerd is, nie ek en jy nie. So moenie met mense redeneer as hulle goeders sê of ander oortuigings het wat volgens jou nie Bybels is nie. Dit dien geen doel nie. Jy kan die argument wen, maar net die persoon omkrap. Luister eerder en sê, wel, dis 'n interessante siening wat jy het. Ek dink wel anders daaroor, maar ek respekteer jou siening. En as die persoon wil vra en uitvra oor jou siening, kan jy dit deel, maar sonder om die ander persoon te probeer oortuig. Wees net gemaklik en wees net daar om belang te stel. Nou, ek noem ook hier 'n paar redes waarom dit vir ons soms moeilik is om te luister. En dit gaan altyd maar weer oor ons eie ego of die vals self, ons eie kleinserigheid. Veral wanneer mense baie krities is op Christene, of die kerk, of 'n gemeente, of wat ook al, iets waarby jy dalk betrokke is en wat vir jou kosbaar is, dan is 'n mens se neigtheid baie keer om te verdedig, om te probeer verduidelik. Dis nie nodig nie. God het nie nodig dat ons hom verdedig nie. En niemand het nodig om die kerk te probeer verdedig nie. Jy kan maar net weer eens sê, as iemand baie sterk kritiek op die kerk het, dit is jammer dat sulke dinge gebeur, en dit is jammer dat jy dit so ervaar het, maar vir my gaan dit eintlik maar oor wie Christus is, en dat ek 'n volgeling van hom is. Ek weet die kerk het foute, ek weet almal het foute, maar Christus beteken vir my geweldig baie in my eie persoonlike pad wat ek loop. Bring dit terug altyd na Christus toe, na Jesus toe, in die rol wat hy in jou lewe speel, as daar dan so 'n gesprek is, sonder om te probeer verdedig of te verduidelik. En wees veral baie sensitief, jy weet, wanneer jy in 'n sekere omgewing werk, baie dikwels by mense werk, is daar een persoon wat jou geweldig irriteer of omkrap. Wat 'n mens soms wens, hierdie persoon was net nie deel van my lewe nie. Nie noodwendig net by die werk nie, maar in jou verhoudinge, die wat jy het, die mense met wie jy in aanraking kom, is daar baie keer so 'n mens. Jy weet, ek het op my reis agtergekom, dit is gewoonlik die persoon wat God die meeste in my lewe gebruik. Want dis die persoon wat my knoppies druk, wat my trigger, wat my bewus maak van plekke en maniere waarop ek nog nie binnekant gesond is nie, wat my kan terugbring na 'n plek waar ek by die Here kan gaan stil word en vra, Here, hoekom reageer ek so? Waar kom dit vandaan? En veral as dit by sulke mense kom, is dit vir ons moeilik om net te luister. Ons is baie keer ingestel daarop om te dink aan argumente, hoe kan ons die persoon weer lê of iets sê wat die persoon op sy plek of haar plek sit. Dit is veral waar ons moet baie versigtig wees, vir die Here vra om ons rustig te maak en die genade te gee om net te kan ontspan en te kan luister. Want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. En dan die laaste ding, as jy op die manier 'n verhouding met mense begin opbou, waar dit ook al is, by die werk, sosiale geleenthede, is dit ook 'n baie goeie ding as jy vir daai mense kan begin bid en hulle opdra aan die Here en net voor die Here bring. So kyk gerus weer na alles wat in hierdie sessie staan, dink goed daaroor en kyk wat jy kan leer uit hierdie beginsels en vra vir God om jou genadig te wees, om dit in jou alledaagse lewe te kan toepas teenoor alle mense. Dankie dat jy weer saam geluister het.